Hallo julle, daar word gesê dat dit ongeveer 21 dae neem vir 'n nuwe gewoonte om aangeleer te word. So wat 3 weke en dan is dit 'n gewoonte. Hier in die Grendelperiode waarin ons is, het julle daar by die huis dalk ook 'n hele klompie gewoontes aangeleer. Soos om beurte te neem om die huis skoon te maak, skottelgoed te was, ander huistake te verrig. Soos om meer geduldig met mekaar te wees, of hoe ook al sy. Maar so is die Grendelperiode ook vir ons 'n gulde geleentheid om ons geloofsgewoontes weer 'n bietjie af te stof, om dalk weer 'n nuwe geloofsgewoonte aan te leer. In die Christelike tradisie word tyd saam met God, die aanleer van nuwe geloofsgewoontes, dissiplines genoem. Geloofsdissiplines. Die Rooms-Katolieke dominee priester Henry Nouwen het oor hierdie geloofsdissiplines die volgende gesê. Hy sê, in the spiritual life, the word discipline means the effort to create some space in which God can act. To create some space where God can act. Hy sê, hierdie dissipline gaan juist daaroor om te keer dat ons lewens vol word met allerlei dinge. En om juist dan ruimte te maak vir God om te werk, om ons te verras, om toe te laat dat daar iets met ons gebeur wat ons nie beplan of voorsien het nie. Vandag gaan ons saam 'n reis begin. 'n Reis wat ons weekliks gaan volg, waarin ons ook hierdie dissipline gaan aanleer, om ruimte te skep, om tyd te maak vir God, om met ons iets te doen. Ek is seker van ons almal het die gewoonte al goed bemeester om die Bybel te lees. Maar ek dink ons lees baie keer die Bybel op 'n manier waarop ons in beheer is, waarop ons die Bybel met ons verstand en met ons intellek uitlê, waarop ons dit wil probeer verstaan, waarop ons eintlik aan die woord is. Ons gaan vandag 'n ou geloofsgewoonte uithaal, wat ons geloofsouers vir ons gegee het, en 'n bietjie daarna kyk. Dit staan bekend as die Lectio Divina. In hierdie geloofsdissipline van die Lectio Divina, gaan ons juis ruimte vir God laat, om deur sy Gees vir ons uit te lê, eerder as wat ons hom en sy woord probeer uitlê. Dat hy vir ons sal vorm, soos die pottebakker, die klei in sy hande vorm. Luister is waarskynlik die belangrikste komponent van hierdie geloofsdissipline, hierdie aktiwiteit wat ons in die Lectio Divina gaan beoefen, om te luister. Die Lectio Divina vind anders plaas as die lees van 'n storieboek of van 'n koerantberig. Dit is stadig, dit neem tyd, want dit nooi ons om saam met God te wandel. Daarom is die vind van 'n tyd en 'n plek wat vir jou goed en geskik is om ruimte te skep, om tyd te maak, om stil te wees, belangrik. Die woordjie Lectio Divina, of woordjies Lectio Divina, is Latynse woorde, en dit beteken lectio, dit beteken die lees van die woord. En Divina, God, goddelike woord. So die Lectio Divina is 'n geloofsdissipline wat ons die woord van God op 'n goddelike manier sal lees. Dit bestaan uit 4 bewegings. Die eerste beweging is die lectio, die lees van die woord. Die tweede beweging van die Lectio Divina is meditatio. Nou hoor julle sommer reeds in hierdie Latynse woordjie meditatio, ook die woord wat ons ken, meditasie. Dit beteken eintlik bepeins, oordink, wees stil en dat daardie woord 'n bietjie deur jou gedagtes maal. Die derde beweging van die Lectio Divina is oratio. Nou oratio beteken praat. Dit laat dink 'n mens aan die woordjie oral, oratio. Dit sê dat ons hier 'n geleentheid het om ook met God te kan praat. En dan die vierde en die finale beweging van die Lectio Divina
is die fase van contemplatio. Sekerlik die moeilikste deel van Lectio Divina. Die ander is baie berekend. Ons lees die woord, ons oordink dit, ons bid, ons is stil. Maar die contemplatio vra vir ons om regtig in God se hande te rus, om nou met hom tyd te spandeer, om jouself as dit ware aan hom oor te gee. En dit is waarskynlik hierdie deel van die Lectio Divina waarmee ons die meeste sukkel en waarin ons die hardste moet werk. Maar kom ons begin. Ons gaan elke week die vorige Sondag se teksgedeelte wat ons in die erediens gelees het, gebruik as die gedeelte waarmee ons 'n bietjie gaan wandel en waarby ons gaan stil staan. So ek gaan vra dat jy jou Bybel sal uithaal, jy kan die pause knoppie druk, gaan haal jou Bybel en maak oop dan by Jeremia 18. Ons gaan daar weer die eerste 13 verse saam lees. So, druk die pause knoppie, kry jou Bybel en dan kom sluit jy weer by my aan. So, as jy jou Bybel nou by jou het, gaan ons dit een keer rustig deurlees. Daarna gaan ek 'n geleentheid gee dat jy dit op jou eie nog 'n keer sal deurlees. So luister een keer na die teks as ek dit vir jou lees. Dit is Jeremia 18 vers 1 tot 13 en daarna gee ek vir jou geleentheid om op jou eie tyd dit weer 'n keer te lees. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Gaan af na die pottebakker se huis toe. Ek sal daar met jou praat. Ek is toe af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei het misluk en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand, Israel. Een oomblik kondig ek aan dat ek 'n nasie, 'n koninkryk sal afbreek, sal uitroei, sal vernietig. Maar wanneer die nasie hom bekeer van sy boosheid, waaroor ek hom wou straf, sien ek af van die straf wat ek oor hom wou bring. En die volgende oomblik kondig ek aan dat ek die nasie en die koninkryk sal bou en sal vestig. Maar wanneer hy doen wat verkeerd is in my oë en ongehoorsaam is aan my, sien ek af van die goeie wat ek aan hom wou doen. Maar sê nou vir die mense van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, ek berei vir julle 'n ramp voor. Ek is besig om 'n besluit oor julle te neem. Elkeen moet hom of haar van hulle verkeerde lewe bekeer. Maak julle lewe en julle dade reg. Maar hulle sal sê, dit help nie. Ons wil lewe soos ons wil. Elkeen wil hulle eie koppige, slegte lewe lei. Nou dat jy die teks gelees het, is die tweede beweging om dit te bepeins, om dit te oordink. Dit is die fase van meditatio. Ek gaan vir jou net 'n minuut gee. Dit mag dalk lank voel, maar ek wil vra dat jy die minuut sal gebruik om terug te gaan na die woord of die frase in die teks wat jy gelees het, waarby jou gedagtes vir 'n oomblik stil gestaan het toe jy dit gelees het. Ek wil vra dat jy 'n minuut sal gebruik om daaroor na te dink. Dink, wat is dit wat die Here vandag vir jou deur daardie woord of daardie frase wil gee? Kom ons wees vir 'n minuut stil en dan bepeins ons die woord. En nou is dit jou geleentheid om met God te praat. Dit is die fase van oratio. Word vir 'n oomblik stil. Laat dit wat die Here vir jou in jou gedagtes gegee het, dieper insink en dan praat jy met die Here spesifiek daaroor. Antwoord hom, reageer op dit wat hy vir jou gesê het. Neem 'n paar oomblikke en word stil in gebed
voor die Here. En nou, die laaste beweging van die Lectio Divina is die een van contemplatio, soos ek genoem het, waarskynlik die moeilikste een. Dit is nou die geleentheid waar jy jouself letterlik in God se hande plaas. Dat jy soos die klei in die potter se hande jouself oorgee en vir die Here sê, Here, kom nou en maak met my soos wat U wil. Dit is nou die geleentheid waar jou gedagtes waarskynlik in 100 rigtings wil hardloop, maar die geleentheid het om terug te kom na die beeld wat God vanoggend vir jou gegee het, terug te kom na God se hande toe. Plaas jouself weer en weer, oor en oor, in God se hande. Wees dus stil. Al beteken dit jy moet dalk vir 'n minuut of 2 sommer net daar deur jou tuin gaan stap, of ergens op 'n plek gaan sit en net gaan stil raak, of net daar waar jy is, net jou oë sal toemaak en net sal dink oor dit wat die Here vir jou gegee het, en in jou stil word proses, jouself net al hoe meer oorgee in sy hande. Amen. Ek hoop dat hierdie geloofsdissipline van die Lectio Divina vir jou nog baie sal beteken. Dit is iets wat nie die eerste keer sommer gebeur nie, ook nie die tweede keer nie. Dit is 'n dissipline wat ingeoefen moet word. So ons sal weekliks mekaar ontmoet, waar ons daardie week se teksgedeelte deur middel van die Lectio Divina sal oordink en tyd saam met God sal spandeer en vir God die ruimte sal bied om iets met ons daarin te doen. Mag dit vir jou 'n sinvolle en vreugdevolle reis wees. Tot ons mekaar weer sien. Totsiens en sterkte met die volgende fase van die Grendelperiode.